Welkom terug. Kunsmatige intelligensie is deesdae so deel van die meeste van ons se alledaagse bestaan. Daar is gereeld neigings of trends op sosiale media waaraan mense reg oor die wêreld aan deelneem. Die redakteur van My Broadband, Jan Vermeulen, kuier vanoggend saam om meer uit te brei. En Jan, ek is so bly jy is hier want jy is 'n absolute kundige op die gebied. So baie welkom. Baie dankie. Is kunsmatige intelligensie in hierdie stadium meer voordelig of nadelig? Dis moeilik om te sê. Ek hou persoonlik nie van hoe dit vorm geword het. Mense sal vir kunsmatige intelligensie vra en dit aanvaar as die waarheid. Dit is 'n groot probleem want hulle maak nog baie foute. En dan is daar natuurlik die ander nadele wat ons uit kunsmatige intelligensie kry, maar aan die programmeringskant, dit het mense ongelooflik produktief gemaak. En so dit is maar soos enige tegnologie, dis 'n swaard met twee lemme. En so dit is nog te vroeg om te sê of dit meer voordelig is en of dit meer nadelig is. Nou kyk, ons kan nie hierdie gesprek hê sonder om te fokus op die onlangse karikatuur, neiging of trend wat kop uitgesteek het en wat ek dink die hele wêreld het omtrent daaraan deelgeneem. Maar dit het ook kommer laat ontstaan oor iets soos veiligheid. Dink jy dit daar is rede tot kommer? Ja, soos met enige so tegnologie kan dit benut word in 'n manier om seer te maak. Ja. En so, jy weet, karikatuur kan 'n baie humoristiese, dit kan 'n snaakse ding wees. Mense kan lekker pret hê, maar dit kan ook 'n baie donker draai neem en gebruik word om mense te skend. So, dit is nou maar presies soos jou eerste vraag. Ons weet tog nie heeltemal waar ons staan in terme van of dit meer voordelig of nadelig. Gaan dit meer gebruik word om mense seer te maak en te benadeel, of gaan dit net goeie ding wees vir die wêreld? En ek dink die meeste van ons was geskok geweest om te sien hoeveel ChatGPT dan van 'n mens weet. Jy weet, want baie keer wanneer jy navorsing doen of so iets, vir my was dit nogal interessant om te sien dat ChatGPT onthou wat ek al voorheen gevra het oor my katte en ChatGPT onthou hoeveel katte ek het en daai soort van ding. So ek dink dit is wat mense so bekommerd maak, maar hoekom dink jy is hierdie trends dan so gewild? Dit is baie toeganklik. Ek dink is maar waarop dit neerkom. Ewe skielik kan jy goed doen wat jy redelik kundig moes gewees het met Photoshop, of jy moes 'n goeie skrywer gewees het of so iets om dit reg te kry. Met hierdie nuwe groot taalmodelle, large language models in die Engels, maak dit hierdie goed veel meer toeganklik. Jy kan ongelooflike prentjies, beeldmateriaal skep, jy kan video's skep selfs. Ja. En dan natuurlik wat ons almal ken wat beroemd is, die teks. Maar ja, jy kan letterlik in hom ingaan en vir hom vra, skep vir my asseblief 'n prentjie hiervan, en gewoonlik kom hy terug met iets baie goed. Ja, en dit lyk baie, ek wil sê dit lyk eg, jy weet ook, wanneer 'n mens daarna kyk. Goed, so mense raak al hoe meer afhanklik van iets soos kunsmatige intelligensie. Sal dit kritiese denkvaardighede in die toekoms beïnvloed en verminder? Dit kan, dis 'n groot gevaar. En ons sien hoe die universiteite daarmee sukkel. Van die universiteite het gesê nee, ons kan nie hierteen beklei nie, ons moet dit maar in ons kurrikulum inbring en ons moet daarmee saamwerk. En jy weet, dit probeer incorporeer op so 'n manier dat dit nie studente se kritiese denke beïnvloed nie. Maar dit is op universiteitsvlak. Ons moet nog dink aan skoolvlak, en dis 'n groot probleem. En dit kan, as dit nie en dis maar dieselfde as enige vorm van tegnologie, maar ek onthou, ek het hierdie gesprek gehad met my ma, my pa, ooms, tannies, toe die calculator nou eers die sakrekenaar uitgekom het. Jesus, daar was groot baai. Dit gaan mense se vermoë om hoofrekene te doen belemmer. Dis 'n slegte ding, ons moet die sakrekenaar uit skole uitverban, en natuurlik het dit nie gebeur nie, en ons is almal beter daarvoor. En so dit gaan oor hoe dit aangewend word, wat in die kurrikulum verplaas word, en seker maak dat daai fundamentele goed, daai fondasie goed wat ons op skool leer, nog steeds gebeur, en dit moet dalk, want ons moet maar almal ons maaltafels leer, en dit gaan maar dieselfde gaan met kunsmatige intelligensie. Voordat jy die kunsmatige intelligensie mag gebruik, moet jy eers hierdie vaardighede hê, dalk so iets.
Hoe dink jy sal kunsmatige intelligensie dan die manier waarop mense dink en besluite neem in die toekoms verander? Ja, ons sien dit al klaar en ek sien dit met hoogs intelligente mense wat vir ChatGPT of 'n ander groot taalmodel vra en dit vir my aanstuur asof dit die waarheid is. En ek sê jy weet meer as enigiemand anders hoe hierdie goed werk. Hierdie is nie waar nie. En dit gebeur gereeld, veral in hoogs tegniese of gespesialiseerde velde, wat hulle nog net nie so, jy weet met algemene goed geen probleem nie, maar met gespesialiseerde goed maak hulle nog baie foute en selfs met algemene goed maak hy foute in die detail. And the devil is in the details. En so dit is vir my 'n groot probleem, dat kunsmatige intelligensie word 'n bron van waarheid en hy het geen algoritme vir waarheid nie. Vir hom is waarheid totaal, dit het eintlik niks daarmee te doen nie. Dit gee glad nie om oor waarheid nie. Dit gaan net oor wat is die volgende woord wat ek moet genereer om jou gelukkig te hou. Dis maar waarop dit neerkom. En so dit vir my is 'n ongelooflike groot gevaar dat mense meer en meer op kunsmatige intelligensie staat maak as 'n bron van waarheid en nie verder gaan ondersoek en wat sê Google se Gemini, ek het van Google ingetik en hierdie ding, want dit kom nou heel bo in jou Google soektogte, is daar 'n kunsmatige intelligensie summering van Gemini. Ja. En wat mense net vir my dit copy-paste dit vir my stuur en ek sê gaan kyk na die links onder hierdie want dit sê presies die teenoorgestelde ding. Ja. Nie gereeld nie, maar gereeld genoeg dat dit 'n probleem is. So vir my is dit die gevaar. Ja, en wanneer 'n mens kyk na iets soos waarheid, dan dit kom eintlik daarop neer dat dit irrelevant is, né? Nou ons het 'n paar sekondes oor. So net vinnig, en ek weet dit is moeilik om hierdie baie vinnig te beantwoord, maar hou dit 'n bedreiging in vir iets soos werkskepping of skep dit juis meer geleenthede? Dit gaan beide doen. Ek dink dit gaan dieselfde wees as jy weet soos die motorvoertuig. Ewe skielik is die ouens wat die vaardighede het om perdeskoene te maak en op perde te sit, was uit besigheid uit. Ja. Nie ewe skielik nie, dit het stadig gebeur en toe ewe skielik. En ek dink dit gaan dieselfde tipe ding wees. Daar gaan baie mense wees wie se werk oornag verdwyn, maar daar gaan ook talle meer geleenthede geskep word as gevolg daarvan. Ons sal moet sien hoe dit uitskit. Jan, baie dankie vir jou tyd. Nou ja, bly ingeskakel, ons is nou weer terug.